Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar, volgens die skrif, is die hele wêreld vasgevang in 'n greep van sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus is julle nou almal kinders van God, want julle almal word deur die doop met Christus verenig. Of julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom, tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba! Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons skriflesing tot sover, liewe gemeente. En die mense in 'n sekere sin kon sê, eintlik is dit nie eers meer nodig om verder uit te brei op hierdie pragtige en wonderlike teksgedeelte nie, waar die Here amper hoorbaar met ons praat, waar ons geen twyfel hoef te hê, ons staan in hierdie stroom van genade van God af nie, dat alles wat ons is het, en sal ontvang en reeds ontvang het, uit sy hand uitkom. Dit is ook so, as ons kyk in die, byvoorbeeld in Standerton, in ons eie dorp is daar baie, ons is een kerk onthou, maar daar is baie denominasies, baie gemeentes, wat glo in die verlossing van Jesus, mense wat ook die ewige lewe het, pragtige en mooi gelowiges, maar daar ontstaan vrae rondom dikwels, en dit is maar so lank as wat ek kan onthou, ek ook in die bediening staan, maar mense vra maar, hoe werk die besigheid rondom kinderdoop en volwasse doop en inseëning en bekeringsdoop. Ek wil beweer, ons hoef nie vanoggend daaroor te twyfel nie. Ek dink die Here gaan vir ons om te verskil oor sekere sake. Maar vanoggend juis waar ons 'n sakrament bedien, moet ons sê, hierdie is nie sommer net kinderspeletjies nie. Dit is 'n sakrament, bedoelende, menende, dit is iets wat van God afkom. Dis iets wat die Here Jesus vir ons 'n opdrag gegee het, julle moet dit doen. En 'n mens plaas te maklik, ons is so geneig om dit te doen. As ons oor die doop praat, kom plaas ons die mens in die sentrum daarvan. Ongelukkig. Die mens is nie in die sentrum van die doop nie. Die mens is nie in die sentrum van enige iets binne God se plan nie. Die hoofsaak waaroor dit gaan, die een by wie dit begin, is by God.
by God. Hy is die een wat nog altyd die eerste tree na die mens toe gegee het. Dis hy wat verlos, dis hy wat vryspreek. Dit is niks wat die mens doen nie. Ons kan ook nie. Dit gaan oor wat God aan die mens toesê. Ons kyk na verskillende dooptekste, daar's baie. En elke keer is interessant hoe die doop amper soos 'n knoop werk. Dis mos die tema van vanoggend se prediking. Die doop is die knoop. Dis soos 'n knoop wat God gebruik, wat die mens aan God kom vasknoop. Die doop sê, ek is in Christus ingesluit. Ek is ingesluit in sy herstelwerk. En die geloof wat elke mens moet hê, elke mens moet glo, dit kom ook van God af, deur die werking van die Heilige Gees. Dis nie vooraf nie, die doop red nie, maar die doop versterk ons geloof en hou dit in stand. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, ek het 'n paar teksgedeeltes hierso wat ek wil bylees. 1 Petrus 3 vers 21. Hierso sien ons hoe die doop ons kom vasknoop aan die opstanding van ons Here Jesus. Daar staan, dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van ons Jesus, van Jesus Christus. Kolossense 2 vers 12, sien ons die doop knoop ons aan die begrafnis van Jesus vas. Daar staan, toe julle gedoop is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle een is met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak, hier dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. So dit bind ons aan sy begrafnis, maar ook aan sy opstanding. En dan 'n laaste ene, Handelinge 22 vers 16. Die doop knoop ons vas aan die afwassing van die sondes wat deur Jesus gebeur het. Daar staan, en nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas, nadat jy sy naam aangeroep het. Geliefdes, die doop word genoem deur baie eeue heen, 'n teken en 'n seël. 'n seël, 'n waarborg. Die ouer mense, die kinders wie vandag weet nie meer wat 'n seël regtig is en hoe dit werk. As jy 'n briefie stuur, soos in die ou tyd, ons stuur e-posse aan mekaar. Maar 'n seël op 'n brief is 'n waarborg. Dit sê dat hierdie brief kom van 'n sekere persoon af. Iemand het betaal vir daai seeltjie wat geplak is op daai brief, om te verseker dat die brief sy bestemming uiteindelik gaan bereik. So is die doop, dit kan nie red nie, dit was nie sonde af nie, maar die doop is 'n seël op wat God reeds gedoen het. Hy het betaal deur ons Here Jesus Christus. Hy kom sê deur die doop, jy behoort aan my, hierdie kindjie behoort aan my wat ons vanoggend gaan doop, en my wil sal in haar lewe geskied, in jou lewe geskied. Nou wat van die Ou Testament, wat van in die tyd voor Jesus, wat van al die mense wat in die Ou Testament gelewe het? Is hulle ook vrygespreek? Hulle is nie gedoop nie, het hulle ook die ewige lewe? En ons sien baie duidelik die teken van die besnydenis in die Ou Testament. Wanneer was die besnydenis bedien gewees? En ek dink is 'n baie goeie argument as ons sê die kinderdoop is reg, is goed. In die Ou Testament is 'n kindjie besny op 8 dae oud, die seentjies. 8 dae, 'n klein pap babetjie van 8 dae oud. En daai besnydenis, daai teken het gesê, hierdie kind is reeds ingesluit in die verbond wat al deur die tyd gesluit is met Abraham en met sy nageslag. Dit sluit daai kind al reeds in die verlossing van die Messias wat sou kom. Jesus het ook vir die mense van die geskiedenis gesterf, nie net vir die mense van vandag nie. Vir almal deur die eeue heen. Dit was 'n teken en 'n seël van iets, die besnydenis. Dis iets wat, luister, nie die babetjie gedoen het nie. Hy was nie 'n vertrekpunt nie, dis iets wat reeds binne in die kind was. Dis reeds teenwoordig.
Dis nie iets binne in hom nie, dis iets buite hom. Hoor jy dit? En dit sou absoluut en volle vir die baba tel. En so het die kerk al baie vroeg, die apostoliese kerk, besef maar, dit presies is die betekenis van die doop. Jesus se bloed het klaar gevloei. Sy bloed het gevloei, en dit beteken die bloedvloeiing van die besnydenis is nie meer nodig nie. Ons hoef nie meer offers te bring op altare, dat die bloed daar moet vloei nie, want Jesus se bloed is voldoende. En nou het ons 'n nuwe teken, die teken van water. Water wat skoon maak, water wat afwas. 'n teken van Jesus se bloed wat ons sonde skoon was, ons siele gewas het. 'n universele, volmaakte afwassing van sonde. Is weggewas. En ons kom sê vanoggend, ons as gemeente, vir mekaar, die ouers, om sê, dit is ook waar van die een wat gedoop word, die dopeling. Sy het daai seël, daai sakrament ontvang, dis 'n waarborg. En het staan vas. Die prys is ten volle betaal. Dis 'n feit, niks kan dit anders te maak nie. En God se wil sal sy bestemming bereik. Dalk sommer vir die jonger mense ook, wat nog nie binne is, ouer mense verstaan dit ook, as jy 'n kar koop, 'n nuwe kar, ek wens so, ek wil nog eendag in my lewe, wil ek so 'n splinter nuwe kar van die vloer aftrek. Ek hoop daai dag kom nog. Maar as jy 'n kar koop, is daar mos natuurlik 'n waarborg op daai kar, nie waar nie? Wat sê die waarborg? Die waarborg sê ten minste 2 goed. Hierdie kar sal werk soos wat die vervaardiger gesê het hy sal werk. En in die tweede plek, indien daar dalk iets fout gaan met die kar, dan waarborg die vervaardiger, die fabriek sê, ons sal die fout regmaak, ons waarborg dit vir jou. Maar dit moet 'n fabriekswaarborg wees. Iemand anders kan nie die kar regmaak as die mense wat die kar gemaak het nie. Dis al wat regtig tel. Net die maker, kan instaan vir die foute wat opduik. Nou, met dit in ag genome, geliefdes, kan ons sê, dis die ouers wat kom instaan vir die kind vanoggend? O nee, dit kan nie, want dis nie die ouers wat die waarborg gee nie. Dis God self. Die ouers kom wy ook nie die kind aan God nie. Dis iets wat ons totaal verkeerd verstaan in baie opsigte, of sommige mense. Dis nie die ouers wat die kind kom wy aan die Here nie. Ons hoor so baie van, ek hoor mense praat van ons kind kom inseën. Nee, dis 'n volwaardige doop, dis nie 'n inseëning nie. Dis nie 'n wyding van die kindjie dat hulle op 'n manier deel van die gemeente raak nie. Kinderwyding beteken, jy gee die kind aan die Here, jy dra die kind aan die Here op, jy. Die vraag is egter, wie is dan die waarborg? Is die ouers? Nee, en hoe wonderlik om te weet, dis God wat die waarborg gee. Geen mens kan instaan vir die sondes van 'n ander mens nie, dis onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Ons elkeen staan met ons eie sondeskuld voor die Here, maar ook ons die ewige verlossing ontvang. Nou, hoekom dan? Hoekom moet die ouers op sekere vrae antwoord? Ons sê dit moet ons so wees. Die kerkraad, volgens ons struktuur sê altyd, ons aanvaar 'n ouer is 'n belydende lidmaat, hulle glo in Jesus, hulle sê dit met die mond, hulle glo dit, en daarom gee ons toestemming dat die ouer mag antwoord op sekere vrae. En dan sal ons vra, maar wie is die kerk nou om toestemming te gee? Dat 'n ouer sy of haar kind mag ten dope bring. Maar sien, dis nie waaroor dit gaan nie. Ons hou in liefde toesig oor mekaar. Maar dit is nog steeds nie die ouers wat op een of ander manier deur hulle belofte maak dat die kindjie gered word nie. Want dit sou afbreek doen aan die evangelie boodskap. Die doop het absoluut niks te maak met die ouers se beloftes nie. Wat hulle wel beloof is om die kind te leer en te laat leer, sê die beloftes, te leer en te laat leer. En dit beteken, daar is tog 'n onus op die ouers ook, maar dis
Dis nie een of ander middel, een of ander magiese, bonatuurlike ding wat ons hier kom doen voor in die kerk, om op 'n manier ons kindertjies te beskerm teen die aanslag van die bose nie, of om seker te maak, net dubbel seker te maak, hulle gaan daar in hemel toe nie. Die kind kry ook nie sy of haar naam vandag nie. Ou mense ons altyd praat van die kind kry sy naam. Die kind het klaar haar naam gekry. Die ouers was by binnelandse sake gewees kort na die naampie te gaan registreer daarso. Die doop verseël nie 'n naam aan die kind nie, maar dit sluit wel die kind as 'n teken van die verbond, van die belofte van God. Nie die ouers se belofte, nie God se belofte. En wat is die belofte? Die belofte is so seker as wat hierdie water jou was, so seker het Jesus Christus se bloed jou sondes aan die kruis weggewas. Dit is totaal weg. So dis 'n versekering. Dis iets wat ons kan vashou. Hy bevestig dit met 'n eed, Hebreërs 6 vers 17. Hy bevestig dit met 'n eed. Daar's niemand groter as hy nie. So God bevestig dit met 'n eed aan homself. 'n Eedswering aan ons, aan die ouers en aan die kind. Ek sweer met my eie naam dat jou sondeskuld daai dag dat Jesus aan die kruis gehang het, afgeskryf is. En daar is niks wat jou verder verhinder om in my te glo nie. Niks. As ons dit nie verstaan nie, geliefdes, dan word ons beroof, wil ek amper sê, dan word ons beroof van enige troos wat ons kan put. Of 'n versekering en selfs die blydskap. Want as ek nie sekerheid het dat ek ingesluit is in God se belofte nie, in sy verlossing deur Jesus nie, wat het ek oor? Wie staan dan nou weer in die sentrum? Ek. En dank die Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God wat ingetree het. Ek is nie leeg nie. Ek het nie onsekerheid nie. Ek het sekerheid en daarom het ek voluit in vreugde. En daarom is vanoggend so 'n wonderlike blydskap in ons teenwoordig. Want God het ook vir Nina gewaarborg. Hy het ook namens haar reggemaak. Sy hoef niks te gaan regmaak nie. God het reggemaak. En die doopwatertjies is 'n teken, dis 'n verseëling. En ons bid en ons vertrou en glo, ja, dat sy enig sal glo. Maar dat haar verlossing nie op grond sal wees van haar keuse vir Jesus nie, maar op grond van sy keuse vir haar. Dis waarvan die doop ons verseker. My geloof, haar geloof en bekering, is 'n geskenk van God, wat plaasvind deur die Heilige Gees. Geliefdes, Galasiërs 3 vers 27 sê, in die ou vertaling, wie in Christus gedoop is met hom aangetrek. Die nuwe vertaling sê, is met hom verenig. Die sakrament van die doop is 'n onlosmaaklike knoop, waar God kom sê, jy behoort aan my. Glo dit en weet dit sonder 'n greintjie van twyfel. Jou kind behoort aan my. Nina, voordat jy nog kan verstaan wat vandag hier aangaan, sy sal ook waarskynlik niks onthou hiervan nie. Ons sê God ook vir haar, sy behoort aan hom vir alle tyd, want Jesus het duur vir haar betaal aan die kruis. En ons glo dit met ons hele harte. En daarom mag ons ook vanoggend die doop bedien. Ek wil afsluit met 'n laaste beeld. Ek weet nie wie van u al, miskien, dis seker maar sonde om lotto te speel, want hulle sê ons, die ou mense sê, jy plaas jou dit wat jy kry op die geluksgodin of so iets. Die Bybel sê jy moet werk vir jou geld, maar ek dink ons almal was al ten minste in die versoeking om miskien lotto te speel, as daai lotto so hier by 'n 10 of 'n 20 miljoen kom, wat is daai, die Powerball. Sal dit daarmee lekker wees nie, om as jy sien, my nommertjies is gekies, en ek is nou skatryk. Kom ons sê, iemand anders het die lotto gewen. Daai persoon sal baie bly wees, hysteries dink ek.
As jy saam met hulle bly, ja, jy kan vir hulle bly, maar jy gaan beslis nie dieselfde vreugde beleef as wat daai persoon beleef nie, want dit is hy of sy wat dit gewen het, nie jy nie. Maar kom ons vat dan die beeld van die Bybel verder. Kom ons sê jy's 'n erfgenaam van 10 miljoen rand. Jy weet jy's ingesluit in hierdie kontrak, in hierdie testament. Dit is joune. Jy sal dit ontvang. Jy gaan dit kry. Jy hoef iets te doen om dit te ontvang nie. Dis joune vas en seker. Dan is dit goeie nuus, die beste nuus. Nee, dis nie die beste nuus nie. Die evangelie boodskap is die beste nuus. Want kom sê die doop ook nie vir ons, is dit nie eintlik soos God wat kom sê, jy is in my testament ingesluit nie. Jou naam staan klaar daarso. Ek het dit beseël, ek het dit onderteken met my eie bloed. Die bloed van die Here Jesus. Jy het hierdie ewige erfenis wat gewaarborg is. En ons het deel aan die skatkamers van die nuwe Jerusalem. Wanneer dit ook al sal kom, volgende week of die week daarna of baie jare van nou af, ons is ingesluit in die verlossing van Jesus, in sy opstanding, en ons sal saam met hom lewe tot in ewigheid. Geliefdes, dis die evangelie, dis die boodskap van die doop. Kinders, kom kyk gou hierso. Kyk gou daar binne. Sien jy wat is daai? Wat is daar binne? Julle weet al, dis water. Weet julle, hierdie water het oor elke van julle so koppies gevloei. Hoe oud is jy nou? 8 jaar terug is jy gedoop. So amper 8 jaar, miskien 7 jaar of so. Bietjie minder as 8 jaar. Julle almal het geteken van, maar is hierdie heilige water wat hier binne is. Weet julle waar kom hierdie water vandaan? Weet julle? Weet julle? Ja, uit die Vaalrivier uit, man. Dis gewone munisipale water. Die Kosterin het vanoggend dit getap uit die kraan uit. Kinders, die watertjies is nie wat ons sondes afwas nie. Dis 'n teken daarvan dat Jesus vir almal van ons, vir julle sondes, luister mooi, vir al julle sondes betaal het. Het julle die ewige lewe? Kom ons sê Jesus kom môre vir ons kom haal. Gaan jy hemel toe? Nee, ek wil kliphard wees. Jy moet seker wees, jy moet nie twyfel nie. Glo julle? Dan het julle ewige lewe. Jesus het sy lewe gegee, hy het duur betaal dat ons gered kan word. En weet julle, hierdie klein ou babietjie, wat sy naam Nina, Jesus het ook sy lewe vir haar gegee, hy het opgestaan uit die doodheid vir haar, en hy het opgevaar na die hemel, dat sy ewig kan lewe, sy behoort aan hom. En die teken aan die water, is 'n teken van God se liefde. Goed, julle kan maar weer daar so gaan sit. En as jy vir Nina so 'n bietjie nader hier so kan bring, Hendrik. As hy. Nina Odendaal, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, ons sien vanoggend hierso in die kerk 2 jong mense. Mense wat se lewens ook aan U gewy is. U het vir hulle geseën met 'n pragtige ou baba dogtertjie. Nee Here, met 2. 'n groter geskenk op hierdie aarde kan ons onsself skaars indink. Here, dis hulle hele lewe, is hierdie 2 mensies wat hulle in hulle arms hou. En Here, ons het maar lief met 'n menslike liefde. 'n halwe liefde, so hard as wat ons probeer om lief te hê, is ons liefde vol gate, vol foute. Maar die Bybel sê, volmaakte liefde is nie die liefde wat ons vir U het of aan mekaar bewys nie. Dis die liefde wat U aan ons bewys het, toe die Here Jesus na hierdie aarde toe gestuur het. U het U enige gebore seun vir ons gegee, ons wat so onwaardig is, Here. Maar sodat ons nie hoef te twyfel nie. Dat ons vas en seker kan weet, U seël, U stempel is op elkeen van ons, ja. En op hierdie klein dogtertjie, met die naam Nina,
En Here, ons bid dan maar, ons buig laag voor U as ons by U kom pleit. U kom vra, seën vir haar in haar lewe. Maak haar lewenspad ook gelyk, Here. Geef haar die vermoë om ook vas te staan as die versoekings en die beproewings oor haar pad kom. Hou vir haar veilig, Here, en dankie dat sy kan weet, U hande is altyd rondom haar. U Gees is ook aan haar gegee om haar te lei, om eendag te kan sê, ja, ek glo in liewe Jesus, ek glo in alles wat hy vir my gedoen het. Here, dankie dat U vir haar uitgekies het, voordat sy kon kies of vra, dat sy dit kan weet, dat haar mamma en pappa dit kan weet, haar oumas en oupas en grootouma en grootoupa. En Here, dit is vanoggend vir ons as gemeente ook weer 'n bevestiging. Vandag met hierdie gewone kraanwater, 'n teken van hoe lief U ons het. Ons loof en prys U naam, Here. Ons het U lief. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.